Goeiemôre, broeders en susters. Groet julle in die naam van Jesus. Welkom by les nommer 49. Kan julle dit glo? 49 video's al gemaak oor die weg. En hierdie titel is: Die Heilige Gees is die gestuurde van die Vader om sy seun se bruid te haal en voor te berei. En ons is daai bruid. Dis wonderlik. Maar dit is ook waaroor ons moet uitgaan, sodat ons kan help dat daar nog mense wat God graag deel van die bruid wil hê, dat ons vir hulle gaan vertel, ons moet gewillige voete hê om te gaan. Nie te wag dat mense na ons toe kom nie. Ons moet gaan. As ons nie gaan nie, dan kan hierdie kosbare evangelie van Jesus Christus nie by die mense uitkom nie. Met ander woorde, hulle gaan uitmis. Hulle gaan verlies ly, omdat ons nie bereid is om te gaan nie. So kom ons wees in die hande van die Here, en dat die Here sy geliefde bruid vir sy geliefde seun kan laat haal, en ons gaan nou die gestuurdes wees, waardeur die Heilige Gees werk. So dit is hoe dit werk, en ek gebruik Genesis 24, wat vir ons 'n analogie is, van wat ons vandag moet doen. Dit is kosbaar, dat Abraham, wat die vader van geloof is, 'n seun gehad het, vir wie hy geglo het om te ontvang van die Here, is Isak, en vir Isak het hy sy diensknegt gestuur om vir hom 'n vrou te gaan haal. Maar daai vrou moes gaan haal word presies by die regte plek. Dit beteken nie sommer net enige vrou nie 'n mooi meisie nie 'n vrou wat ryk is of wat mooi klere dra en wat gewild is by allerlei mense en edelik is en ek weet nie adelik is en weet nie wat als nie. Maar die Here was baie spesifiek dat hy sy bruid wil hê, né? En nou hier speel die Ou Testamentiese tipe of die skadubeeld van wat God werklik wil laat gebeur, dis waarmee ons nou besig is die werklike, is dat die seun van God se naam is Jesus Christus. Maar Abraham het sy seun geoffer, Isak, soos wat Vader God deur Abraham gewys het wat hy gaan doen, om sy seun te offer op Golgotha, sodat ons gered kan word. So dit is baie kosbaar hoe dit die geskryf staan in Genesis 24. Laat my toe dat ek nou dit saam met u lees. U kan kyk in die aantekeninge. Ek het dit min of meer net so gekopieer uit die woord van God uit die Afrikaanse vertaling, die ou vertaling. En hy sê hierso, dit is ek net eers die inleidend gesê, dit is die Ou Testamentiese skaduwee van die tipe, skaduwee of tipe van die werklike, die realiteit. Die realiteit is, Jesus het gekom, Vader het hom gestuur, Vader stuur die Heilige Gees om op te volg, en die dag toe Pinkster aanbreek en die Heilige Gees uitgestort word, toe kom die Heilige Gees en die kerk begin. Dis waar die kerk begin het. Maar Jesus moes eers kom om op die altaar geoffer te wees. En die Heilige Gees moes op Jesus kom. Maar nou is ons in die ek wil amper sê in die laaste paar tree van die voorbereiding van die bruid vir Jesus Christus. En ons gaan nou kyk hier in Genesis 24, hoe het God dit laat afspeel met Abraham en Isak en die dienaar van Abraham, Eliezer, wat gegaan het as die diensknegt van Abraham om die vrou vir sy bruid te haal. Maar kom kyk net hoe spesifiek is dit, want hy sê hierso, dit is gelykstaande aan die groot opdrag in die Ou Testament, dis die tipe van die groot opdrag, waar hy in die Nuwe Testament God word verteenwoordig deur Abraham, en dan die dienaar van Abraham verteenwoordig die Heilige Gees, en die seun van Abraham, Isak, verteenwoordig Jesus Christus, terwyl Rebekka verteenwoordig dan, Rebekka wat uiteindelik gehaal was en geïdentifiseer was, dit is die presiese wil van God. Daai Rebekka verteenwoordig dan die bruid, en dis die kerk van Jesus Christus, die lewende kerk van Jesus Christus. Nou kom ons begin kort na Sarah se begrafnis, se dood en begrafnis, wat in Genesis 23 beskrywe word. Kort daarna het Abraham, wat oud was, ver op sy dae, aan sy dienaar gesê,
lê tog u hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by God van die hemel en die aarde, dat jy vir my seun Isak 'n vrou sal neem uit my land, my familie en haar sal gaan haal. Nou, daai familie, toe Abraham geroep was hy deel van seun van Tera, en Tera het ook 'n ander seun gehad, Nahor, en Nahor is nou hierdie familie van Abraham waarna hy verwys, en hy wil vir sy seun Isak 'n vrou kry vanuit daai familie van hom. Okay, so hierdie diensknegt van Abraham verteenwoordig dan die Heilige Gees, terwyl Abraham verteenwoordig God die Vader. En dan Isak, die seun van Abraham, verteenwoordig die seun van God, Jesus Christus. En dan op die ou einde, die Rebekka wat gekry gaan word, dit verteenwoordig ons, die bruid. So kom ons lees, dit is baie kosbaar wat hier so staan, en ons het baie hier om te leer. En hy sê, toe hy nou ver op sy daar was, het Abraham vir sy dienaar gesê, lê tog nou jou hand op my heup, dat ek jou kan laat sweer by God van die hemel en die aarde, dat jy vir my seun 'n vrou sal neem uit die land, my land, en uit die familie, my familie, dat jy sal sweer dat jy dit presies so sal doen, en jy haar sal gaan haal, en haar sal voorberei, en haar sal bring vir Isak. Toe sê die dienaar vir Abraham, miskien sal die vrou my nie wil volg nie, na hierdie land toe nie. Toe antwoord Abraham, die Here, die God van die hemel, sal sy engel voor jou uitstuur, jy moet vir my seun daar 'n vrou gaan haal. Maar wat Abraham geantwoord het aan sy diensknegt is, moenie jou bekommer nie, daar's 'n werk van God, hy stuur sy engel voor jou uit. Gaan jy net, en wees jy net gehoorsaam, jy gaan net doen wat ek nou vir jou sê om te doen, en dan doen jy nou gesê net so, en dan sal die engel wat vooruit gaan alles voorberei. Dit kom nou op neer, die Here doen die werk. Daai skrif in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6, ek haal dit nie aan in julle aantekeninge, 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6 praat van die gawes van die Heilige Gees, 9 van hulle, en dan die bedieninge van Jesus Christus, die Here. Hoeveel bediening is daar? Daar is die 5voudige bediening, maar daar is meer as die 5voudige bediening. Daar is ook ander bedieninge. En dis die bedieninge wat maak dat die bruid gered word, gereed gemaak word, toegerus word, geleer word, gelei word, presies reg te wees vir die ontmoeting met die bruidegom Jesus Christus. So, die bruid wat dan nou gehaal gaan word, die Rebekka, dit is dan nou ons. So, dan verstaan ons nou waaroor dit gaan, hier in Genesis 24. Nou op daai moment wat Abraham toe nou vir sy diensknegt gesê, die Here God sal voor jou uit die engel stuur, en jy moet net die vrou gaan haal, toe sit die diensknegt met hierdie kwelvraag. Hy vra, maar as die vrou jou nie wil volg nie, dan is jy ontslaaf van hierdie eed. So, Abraham het 'n klare antwoord vir die diensknegt gehad, want die diensknegt was bekommerd, hy is onseker oor, hoe gaan hierdie vrou lyk, hoe gaan dit werk, dit is vir hom soos 'n onbekende nou, hy weet hy moet gaan, maar die Here sal die ding vooruit werk, want hy stuur sy engel vooruit. Nou, vra hy hierdie vraag, as ek dan nou gelei voel, en u werk het uit, en dit kom nou daarop neer, dat hierdie dame wat ek nou daar kry, hoe gaan ek weet, sy is die vrou vir Isak. En dit kom daarop neer, ons gaan nou dit lees, maar dit kom daarop neer dat hy het 'n vraag gehad, sê nou maar die vrou luister nie vir my nie, en sy wil nie saamkom nie. Toe sê Abraham, jy moet net rustig wees, dis alles God se werk. So die Heilige Gees het die gawes om die bruid te vind, te sien, om profeties te kan wees, en om te kan vooruit sien, en om te gewaar woord van kennis te kry, woord van wysheid,
en al die gawes van die Heilige Gees wat ons vandag mee werk. Dit is eintlik waarom Abraham gesin speel het. Hy stuur die engel vooruit en so, dit is nie net jou werk nie. God gaan meewerk. God gaan dit uitwerk. Dis God se werk eintlik. Jy moet net gehoorsaam wees. En nou waarop dit neerkom is, die antwoord dan is daai vrou dan nie wil saamkom nie, dan is jy vry van die eed wat jy afgelê het met jou hand wat jy op my heup gelê het. Dan is jy vry daarvan. Maar anderwoorde, dit kom daarop neer dat as die Heilige Gees kom werk hier op die aarde en werk deur ons en mense wil nie luister nie, dan is dit nie ons saak nie. Ons hoef nie ons te bekommer daaroor nie. Want dit is die Here se saak. Dit is die Here wat werk in mense om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. So dit is die Here se saak om mense te gaan haal, maar ons moet hom gehoorsaam. Ons moet sy diensknegte wees. Ons moet daai gewillige mense wees wat sal gaan. En dan sal hoor by die Heilige Gees, die gawes wat saam met ons is, wie is die persone wat ons moet bereik, met wie moet ons praat, en watter adresse, watter stede, watter dorpe, watter strate, watter voorstede, watter plase, waar ook al. En in die Afrika aangaan, dan gaan ons na watter villages toe, watter hutte van watter villages. Waar gaan ons die bruid van Jesus kry? Nou, net soos wat Abraham sy diensknegt gerus gestel het, stel die Here ons gerus, ek sal julle deur my gees lei. Julle sal weet met wie om te praat, en ek sal die woorde in julle mond lê. Ek sal vir julle die gawes van die Heilige Gees gee. Julle sal ook woord van kennis kry. Julle sal ook 'n woord van wysheid kry. Julle sal ook profeties weet waar om te gaan. Julle sal profetiese vooruitskouing kry. Julle sal gewaarsku word, gaan hier links, gaan daar reg, maar ek sal dit, die Here sal dit uitwerk. Wees net gehoorsaam. Glo in God en gehoorsaam hom. Dit is die geloofsgehoorsaamheid waaroor ek in die vorige lesse gepraat het. So, met ander woorde, as die mense nie wil kom nie, hulle wil nie luister nie, dis nie ons saak om hulle te oortuig en hulle te dwing nie, dis nie ons saak nie. Ons moet net geliefdevol die evangelie oordra, sodat mense 'n beste kans kan kry om die krag van die evangelie in hulle te laat werk. En dan wat hy ook sê hierso, jy sal dan kom by 'n put, né? En die kamele wat saam jou gaan, stuur jou na Mesopotamië toe, die kamele wat saam jou gaan, is die simbool van die Heilige Gees met al die gawes, en ook die bedieninge, en ook die werkinge van God. Maar, jy gaan na die stad Nahor, na die stad Mesopotamië, en daar is 'n man, my broer, sy naam is Nahor, dis my familie, jy sal soontoe gaan. Daar gekom, sal die kameel optree, hy sal neerkniel vir die water wat daai vrou vir hom sal gee, maar jy sal vir die vrou vra. Jy sal vra, kan u tog nie die kruik so hou dat ek kan drink van die water wat u geskep het? En dan as die vrou sê, ja, drink gerus, en ek sal ook vir u kamele die water gee vir hulle dors. En die moment wat daai dame met wie jy praat, dit so reageer, dan is dit jou teken, dis die bruid. Dis Isak se bruid. So, dit werk vandag net so. Ons moet by die Heilige Gees hoor, met wie moet ons praat, waar moet ons gaan, watter stad, watter straat. En dan as ons met mense praat, dan gee die Here vir ons die woorde. Woorde van kennis, woorde van wysheid, evangelie, verse en wat ook al. Net wat ons nodig het, gaan die Here vir ons gee. Ons moet op God vertrou. Hy sal dit doen, want hy is getrou. Nou ons moet nou onthou, dat ons is afhanklik van die Heilige Gees. So ons moet 'n bietjie terughou en wag op die Heilige Gees, nie om vooruit hardloop nie. En dan wanneer ons kom by mense, en mense reageer op 'n sekere manier, dan sal ons weet deur die Heilige Gees, maar dis die regte mense. En hier staan geskrywe, dat Here, God van Abraham, my Heer, dis is 'n gebed wat die diensknegt toe nou bid. En ons moet ook bid voor ons uitgaan, want ons na mense toe gaan. Ons moet baie bid, baie bid. Ons moet bid, die Here van die oes, dat hy ons pad gelyksaam maak, as by die regte mense uitkom, en dat hy ons sal suksesvol maak. Hy sê, en hier is nou die gebed wat Abraham se diensknegt bid.
Hy sê, Here God van Abraham, my Heer, Abraham is my Heer, laat ek haar asseblief tog vandag ontmoet, en bewys guns aan Abraham, my Heer. Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van God uit die stad uitkom om water te skep. Laat dit tog nou met my gaan, soos u dit bestem het, voorbereid. Laat dit nou tog gebeur, as die dogter aan wie ek sal sê, hou tog jou kruik, dat ek kan drink. As sy antwoord en sê, drink, en ek sal ook vir u kamele laat drink, dan is sy die een, wat bestem is, vir my diensknegt se seun Isak, as 'n vrou. En daaraan sal jy weet, dat die guns van die Here op jou is, dat die Here jou geantwoord het, wat jy gebid het, en dat jou Heer Abraham die guns van die Here het, en dat jou weg voorspoedig nou gemaak word. Hy het nog nie klaar gebid nie, of daar kom Rebekka uit, wat vir Betuel, die seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer, gebore is. Presies soos dit moet gebeur. Sy kom uit met haar kruik op haar skouer. Alles gebeur toe net soos wat die Here geprofeteer het. Genesis 24 vers 63 en later, ek kan nou nie als van Genesis 24 lees nie, van vers 63 tot 67 staan daar, en Isak het teen die aand uitgegaan om te pyns. Dis nadat hy teruggekom het met die bruid. Hy is nou suksesvol, hy het klomp goede met haar gedoen, hy het haar versier, hy het vir haar 'n neusring aangesit, haar versier, sy was pragtig, en haar op 'n kameel laat ry, en hier kom Abraham se diensknegt terug, met die bruid op die kamele, op een van die kamele, en hier gebeur alles presies soos wat die Here dit uitgewerk het, en dan staan daar in Genesis 24 van vers 63 af, en Isak het teen die aand uitgegaan om te pyns in die veld, en toe hy sy oë opstaan, toe sien hy met eens kamele wat aankom. Rebekka het ook haar oë opgeslaan, en Isak gesien. So dis die ding, ons moet die Here sien. Ons moet 'n openbaring kry van wie Jesus is. Ons moet soek, totdat ons die Here so naby aan ons het, dat ons saam met hom leef in intimiteit. So teen die tyd wat ons dan moet hom ontmoet as sy bruid, dat ons hom so goed ken, dat dit sommer net soos in, wow, dit is soos gister nog, wat ek met u so naby gepraat het. So gewoond met ons wees, so gereed met ons wees, dat ons die Here sal ken, en ons sy in hom glo, en dis deur geloof, wat alles dan suksesvol afgehandel sal word. En hy sê hierso, en Isak het vir Rebekka gesien, en Rebekka het vir Isak gesien, en toe daai twee oë ontmoet, toe is dit gedoen, toe is die verbond daar, en toe het Isak vir haar, dis nou vir Rebekka, in sy ma se tent ingeneem, en dan is sy ma is nou al dood en begrawe, en so dis nou sy tent, en hy het haar geneem, hy het Rebekka ingeneem in die tent, haar geneem, en sy het sy vrou geword, en hy het haar lief gehad. Dis baie romanties, is dit nie? In Johannes 15, vers 18 staan daar, as die wêreld julle haat, sê Jesus, as die wêreld julle haat, so die wêreld is die mense wat nie weet van God nie. Dis die mense wat nie God ken nie. Dis die mense wat nie vir Jesus wil hê nie. Hulle soek dit nie. Maar ons moet die Heilige Gees gehoorsaam, sodat ons by die mense kan uitkom wat bestem is om Jesus se bruid te wees. So ons moet rustig wees daaroor. Daar's baie mense wat verlore sal gaan. Ons moet vrede maak daaroor. Dis nie ons skuld nie, dis ook nie God se skuld nie. Dis die mense se harte wat verhard het. En hulle is meer geneig om na die duiwel te luister, as om na die Heilige Gees te luister. Maar hy sê hierso, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, in Johannes 16 vers 13 tot 14, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar hy sal alles spreek wat hy hoor by my. Hy sal spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik,
omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. So, dit beteken, die Heilige Gees doen nie sy eie ding nie. Die Heilige Gees doen alles wat die Here vir hom gee en sê om te doen. En dit kom alles uit Jesus uit, want dit is Jesus se bruid. En dan vat die Heilige Gees en hy bring dit vir ons, en hy leer dit vir ons, en hy kom werk dit in ons, en ons word gereed. Ons kry olie in ons lampe, ons verander, ons word versier, ons word gereed, ons raak al hoe meer lief vir die Here, na mate die Heilige Gees ons bedien, met wat hy van Jesus kry, die woord word vir ons geopenbaar, en ons word al hoe meer verlief op Jesus, en ons word al hoe meer gewoond daaraan, om in Jesus se teenwoordigheid te aanbid. As jy nie kan bid of aanbid nie, dan weet ek nie of jy dit gaan maak nie. Maar jy moet leer om dit te doen, want die Heilige Gees sal jou leer hoe om te bid. Ons kan nie bid sonder die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees gaan jou leer die woord wat jou gaan verander. Die Heilige Gees is hier om ons voor te berei en ons te maak dat ons lyk soos Jesus lyk. Teen die tyd wat Jesus ons sal kom haal, dan lyk ons net soos hy. Dan is ons net soos hy. En jy kan hieroor gaan lees in die eerste brief van Johannes, hoofstuk 3, en jy kan selfs hoofstuk 4 en 5 ook lees. Dit is kosbare waarhede wat daar is, want dit gaan als oor dat ons minder moet word en Jesus meer moet word. Ek herhaal net weer, ek wil net gou voor dit te afsluit, net weer terug gaan na Johannes 15 vers 18, daar staan in groot letters gedruk, hy sê, as ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het ek met hulle gespreek en hulle het nou geen verskoning meer vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. En hulle sal julle haat. Wie julle haat, haat Jesus. En wie Jesus haat, haat die Vader. En Jesus het vir hulle gesê, julle is kinders van die duiwel. Die duiwel is julle vader. Toe is hulle baie ontsteld. Toe sê Jesus, maar as julle God die Vader, my Vader, julle God gehad het, sou julle my geken het, sou julle my herken het, sou julle begeerig wees om saam met my te gaan en deel van my te wees. Maar nou ken julle hom nie, julle ken nie God nie, dan ken julle nie vir Jesus nie, julle haat God, julle haat Jesus, en daarom haat julle die mense wat vir julle kom, die evangelie gee. Julle wil nie julle ontvang nie, maar as hulle julle ontvang, wees daar, bly daar, totdat die volle werk gedoen is van die Here. Disipel daai mense, dit is uiters belangrik. Ek lees nog net hierdie een sin van Johannes 15 daar van die middel van die paragraaf. As ek nie die werke onder hulle gedoen het nie, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien. Dis hoekom die Here sê, die koninkryk het naby julle gekom, want die Here wil genesings en wonders en tekens doen. Die Here wil in hulle harte werk, dat hulle ervaar, dis bonatuurlik, dat hulle openbaring kry van, dat Jesus hier is, en dat God, sy Heilige Gees hier is. Al daai goede werk mee, dat mense hulle hart sal oorgee aan die Here. En as mense dit nie wil doen nie, dan dis hoekom jy die stof van jou voete moet afskud, en aanbeweeg na ander mense toe. Hy sê, maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my sowel as my Vader gehaat. Maar as die Trooster gekom het, wat nou deur ons werk en vir ons werk, wat ek vir julle sal stuur van die Vader, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig, en julle getuig ook van my, omdat julle van die begin af met my was. Ek het klaar Johannes 16 gelees, so ek sluit hierdie les af. Ek seën julle, tot volgende keer. Groet julle in Jesus naam.